Come in thy strength and thy power. Come in thy own gentle way. Come, Holy Spirit, I need thee. Come, sweet Spirit, I pray. Come in thy strength, oh, in thy power. Jesus, come in thy own gentle way. Come, Holy Spirit, I need thee. Come, sweet Spirit, I pray. Come in thy strength and thy power. Come in thy own gentle way. Come in thy strength and thy power. Come in thy own gentle way. Here, dis vanmôre die gebed van my hart, dat U sal kom, dat U sal kom in ons lewens in U volheid, in U heerlikheid, in U sterkte, in U krag. As dit jou gebed is vanmôre ook, wil jy nie net daar waar jy staan, ons het dit nou gesing, maar wil jy dit nie vanmôre bid? Sê Heilige Gees, ek het U nodig. Ek het U nodig in my lewe. Ek het U nodig in my omstandighede. Ek het U heerlikheid en U volheid nodig. Ek het U krag nodig. Ek het U sterkte nodig. Ek het U teenwoordigheid nodig, Here. Ek het U leiding nodig, ek het U wysheid nodig, ek het U insig nodig. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, I need Thee. Come in Thy strength and Thy power. Will You come? Will You come? Will You come? Heilige Gees, in hierdie oomblik stel ons onsself oop vir U, U werking in ons lewens. Jesus het gesê, hy sal kom, die Gees van waarheid, en hy sal ons leer en lei
Hy sal ook kom om die wêreld te oortuig van sonde en ongeregtigheid. Maar alles wat Jesus kom leer het, sal hy kom bevestig. Vanmôre wil ons opnuut u uitnooi om te kom. Kom leer ons, kom lei ons. En as dit nodig is, kom vermaan ons. Rig ons voete op die regte pad. Want ons het U nodig. Dis ons gebed. In Jesus naam. Amen. En amen. Amen. Geliefdes, ek moet net by bladsy 1 begin. Sal goed wees. Gister ry ek alleen gou Pretoria toe en ek besluit ek gaan my kar net op 110 sit. My speed cruise. Want my gemoed is vol. My hart is vol. Dis vol van julle. Vol van die nuus van Christian. Vol van ons mense wat siek is en uitdagings beleef. En moeilikheid het. En antwoorde soek en vra het en ek ry en ek is moeg vir my eie moeg. Want ek besef in myself het ek nie die vermoë nie. Ek het nie die krag nie. Ek het nie die antwoorde nie. Ek bid die gebede. En ek vra die vrae. En ek wonder die wonders. Want jou pyn is my pyn, en jou seer is my seer, en jou uitdagings is my uitdagings, en jou verliese is my verliese. Want ons behoort aan mekaar. En ek weet daar buite is dit taaf, en daar's uitdagings. En ek ry en ek sê, Here, ek kan nie meer nie. Ek het die krag nodig. Ek het die krag van die Heilige Gees nodig om my deur te trek. Ek het die krag van die Heilige Gees nodig, want ek het nie die antwoorde nie. En ek weet nie waar jy is nie, maar as jy vanmôre voel wat ek voel, kom ons voel dit saam. En vanmôre, dit wat ek met jou deel ek nie uit 'n posisie van krag of mag nie. Ek deel dit met jou. En 'n vriend van my, Trevor Hudson, skryf so mooi. Hy sê, I'm just one beggar helping another beggar find bread. Dit is vir my so mooi. Kom ons help mekaar net vanmôre brood vind. Want daar is 'n bron. En die afgelope paar weke praat ons oor die Heilige Gees en hierdie uitnodiging van wag. Lukas skryf in Handelinge 1 en dis asof hy onthou dat Jesus gesê het voordat Jesus weggegaan het, dat jy moet wag. Wag op die belofte. Wag op die belofte van die Heilige Gees. En iemand deel met my daai Hebreëse woord kwava wat wag beteken. En toe ons hierdie uitbeelding doen, ek en ou Freddy, toe voel dit vir my ek kan nie die tou bære nie. En dis nou die tweede bevestiging, want hierdie Hebreëse woord kwava beteken onder andere om te wag, maar daar's 'n samebinding. 'n Samevoeging wanneer jy lyne bymekaar sit om 'n sterk tou te vorm.
In die afgelope paar weke is ons eintlik besig om 'n sterk tou te probeer vorm met elke uitnodiging. Jesus sê vir sy disippels, wag op die belofte van die Vader. En julle sal onthou, as jy nog deel 1 kan onthou, elkeen van ons het 'n unieke wag. Ja, saam wag ons op die volheid van God se gees, maar elkeen van ons is in 'n ander proses van wag. En ons het mekaar gesê, wag is moeilik, want wanneer ek wag, dan voel ek nie in beheer nie. Maar wag is onvermydelik, want dis deel van ons lewens. Maar daar word ook iets in ons gevorm, wat op geen ander manier gevorm kan word nie. Jesus sê vir sy disippels in daai boefretrek, onthou julle deel 2, wanneer hy praat oor sy weggaan, dan sê hy vir hulle, laat julle harte nie ontsteld wees nie, ek sal my Vader vra om 'n ander trooster te stuur. Die Parakletos. Die een wat vertroosting sal bring vir julle ontsteltenis. Julle bekommernisse. Bekommernisse oor môre en oormôre en die dag daarna. En elkeen van ons wat hier sit, het ons eie kwota bekommernisse en ontsteltenisse en goed waaroor ons wonder. Nou wonder jy, hoekom was ek nou gister Pretoria toe? Alleen. My vrou moes bietjie werk. Ek moes ook werk, maar as jou kinders jou vra om te kom, dan kom jy. Want my kinders wil iets doen, maar hulle soek my goedkeuring. En dis taaf. Taaf wanneer jou kinders eintlik wil hê, jy moet nou die approval gee van iets wat hulle wil doen. En jy weet nie. Want jy weet net dit, maar jy weet nie alles nie. Jy ken nie môre en oormôre en die dag daarna nie. En verlede Sondag was die uitnodiging bietjie taaf. Want daar's 'n uitnodiging om vervul te word met God se volheid. Maar ons kies substitutes, plaasvervangers. En miskien het jy gevoel, ja, dis bietjie kwaai om te sê, so wat is jou wyn? Maar ek het in hierdie week daarmee gestoei. Want ons kan maklik na ander goed gryp in steede van die volheid van dit wat ons aan ons beloof word. Is maklik om iets anders in plek te sit, om jou leemte te probeer vul, want jy wil nie wag. Want jy wil nie indruk nie, want jy wil nie volhard nie. Ons soek 'n quick fix, ons soek 'n maklike antwoord. En ek maak nie verskoning vir laasweek se uitnodiging nie. Nee, want dit is wat die woord sê, moenie dronk word van wyn nie. Moenie 'n plaasvervanger soek nie. Word vervul, daar's 'n belofte vir 'n volheid. Ek en jy moenie tevrede wees met dit wat minder is as wat God wil hê ons moet hê nie. Kan ek 'n amen kry? Kom dan Madeleine, jy kan nie net my uittrap nie, jy moet partykeer net my bemoedig ook. Daar's 'n volheid. Dis hoekom Jesus vir sy disippels gesê het, julle gaan dit nie maak as julle nie vervul word met die krag van die Heilige Gees nie. Geliefdes, ek en jy gaan dit nie maak nie. Daar's te veel uitdagings daar buite. Ons leef in 'n gebroke, stikkende wêreld wat korrup is, en partykeer as ek na al hierdie goed kyk, en ek praat nie van politiek nie, ek praat nie van mense se keuses en besluite en hoe hulle lewens inrig, dan dink ek, as die Here na al hierdie goed kyk, as ek die Here was, het ek al lank al die swaal in die vuur en alles neer laat reën. Maar hy's genadig. En dan dink ek kan nie kyk na daai mense daar buite nie. Ek moet my hand in my eie boesem steek, want ek het my eie tekorte. En daar in Handelinge 1 vers 8, en is 'n bekende gedeelte, skryf Lukas dat Jesus gesê het, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom om my getuies
te wees, dunamis. Dis 'n groot woord. Julle sal krag ontvang. Nou dis Paulus wat later bid, wanneer hy 'n brief skryf aan die gemeente in Efese, en dan sê hy, ek skryf vir julle hierdie brief, maar dis my gebed vir julle. My gebed, sê hy, en ek begin daar by hoofstuk 3, maar jy moet eintlik by hoofstuk 1 begin. Hy sê in hoofstuk 3 vers 16, my gebed is, dat God aan julle die mag sal gee, na die rykdom van sy heerlikheid, om met krag versterk te word, deur sy gees in die innerlike mens. Ja, wat 'n gebed. Ek bid, dat julle met krag vervul sal word, versterk sal word. Het jy ook nodig om versterk te word? Dink jy hierdie gebed is vir jou? En dan in die volgende verse sê hy, hoekom hy dit bid, sodat, sê hy in vers 17, sodat Christus deur die geloof in julle harte kom woon. En hy woon in ons harte deur sy gees. Hy sê, sodat julle wat in die liefde gewortel en gegrond is, in staat kan wees om saam met al die heiliges ten volle te begryp, wat die breedte en die lengte en die diepte en die hoogte is. En die liefde van Christus te ken, wat kennis oortref. Sodat julle vervul kan word tot al die volheid van God. Sodat julle vervul kan word tot al die volheid van God. Dit klink soos 'n aanhoudende proses, nê? Sodat julle vervul kan word tot dat. Hier's 2 sodats. Miskien wil jy net die sodats onderstreep. Sodat wat? Eerstens, Christus deur geloof in julle harte kan woon. Die tweede sodat julle vervul kan word tot al die volheid van God. Sien jy daai 2 sodats daar? Sodat. En albei hierdie sodats praat van iets wat binne in ons moet plaasvind. Dit moet binne in ons gebeur. En dan sluit Paulus hierdie gebed af, vers 20 en 21. En aan hom wat mag het, en ek sien ek het daai mag nie pers gemaak nie, maar onderstreep hom net. Hy wat mag het, die Griekse woord dunamis weer, wat mag het om te doen ver bo alles wat ons bid of dink, volgens die krag wat in ons werk. Aan hom kom toe die lof en die eer en die heerlikheid. En miskien kan jy onthou dat ons 'n hele reeks gedoen het oor hierdie verskillende Griekse woorde wat in ons Afrikaans met mag en krag vertaal word. Onthou julle nog dunamis, kratos, energeia, ichthus. Onthou julle dit? As jy dit vergeet het, kan jy maar weer gaan kyk daarna. 4 verskillende, 4 dimensies van God se krag. Maar dit is opvallend in vers 16 en vers 20. Gaan net terug na vers 16 toe as jy kan, Charlotte, sal ek bly wees. Hy sê daar in vers 16 dat hy, dis God, aan julle mag gee. Wanneer hy hier in vers 16 praat oor mag, dan praat hy eintlik hier oor God se vermoë, dat God julle die vermoë sal gee. Okay, en dan in vers 20 gebruik die Afrikaans weer die woord mag. Maar hierdie keer praat hy van die krag van God en aan hom wat mag het. So ons Afrikaans is bietjie gebrekkig. Maar in albei hierdie verse, vers 16 en vers 20, wil ek hê jy moet iets hoor, en dis belangrik, die vermoë, die krag, die mag, lê by God, en nie in onsself nie. So as jy 'n nota wil maak, maak dit.
Die krag van God, of die krag lê in God. Dit lê in hom, nie in ons nie. En ons moet twee goed dan onthou. Uit hierdie verse, hierdie krag werk binne in ons. En hierdie krag is die krag van God. En dit is belangrik dat ek dit en jy dit sal snap voor ons verder gaan. Nou kan jy imagine om ons, en gister toe ek nou ry, ek het nou al geleer by my vriende wat nou by die kragstasies werk. Ek het dit nie geweet nie. Op elkeen van daai eenhede is daar 'n liggie. En as daai liggie brand, dan sê dit vir jou, daai een werk. En nou sê ek al so, ek wil check of al 6 eenhede werk. Maar toe dog ek, as ek nou hulle was, dan het ek daai liggies gejippel dat hulle werk. Of miskien doen hulle. Ek weet nie. Maar gister toe sien ek uit elkeen van haar, omdat dit so koud is daar, ek weet nie of dit 'n rookie of 'n asempie is wat trek. Maar kan jy dink om ons, wek hulle krag op, maar ons het 'n tekort daaraan. It's weird om dit te dink. En ja, en gister toe ek daar ry en dit sien, dan dink ek, ja, en al wat ons nou gaan sê is, gelukkig het ons nou lanklaas load shedding gehad. Maar toe hoor ek, fabrieke loop nie. Hulle staan, die smelters staan vir die winter, omdat hulle moet krag spaar, maar ons verstaan nie wat gebeur nie. Verstaan nie hoekom ry ek met 'n stuk in my hart? Want as daai goed staan, beteken dit mense word afgelê. Daar's minder produksie, daar's nie geld wat inkom nie. Dis 'n bose kringloop. En herste, toe onthou ek van 'n storie wat ek eendag gelees het en toe gaan soek ek dit op. En dis weird om die storie te vertel. Maar ek wil dit vir jou vertel want jy gaan eintlik lag daaroor hoe skrikwekkend dit is. Blykbaar jare terug toe die krag net op die platteland van Engeland beskikbaar geword het, elektrisiteit. Dit hulle nou vir mense elektrisiteit gegee wat wou gehad het, baie wou nie gehad het nie, maar uit die aard van die saak as jy dit gekry het, moet jy betaal. En daar was 'n tannie wat alleen op 'n plaas gebly het. Dis nou hoe die storie gaan. En hulle kom toe, sy wil toe elektrisiteit hê. En hulle sit dit toe nou vir haar aan en alles, en hulle kom agter, maar sy gebruik bitter min krag. Hoekom wil jy iets hê wat jy nie gebruik nie? Die ironie. En nou tog hulle moet nou net 'n bietjie navraag doen. Jy weet, hoekom was sy dit nou gehad het, maar sy gebruik dit nie? En haar rekening is so min, toe dog ek, dit jare terug het dit weird geklink, maar vandag klink dit nie so weird nie. Ek wonder of hulle gedink het sy het dit gejiphou. Dog ek nie, daar bly net eerbare mense in Engeland. Toe hulle nou kom en haar vra, toe sê sy, nee, dis baie maklik. Dis eenvoudig. Sy sê, wanneer dit donker word, dan sit ek die lig aan, dan soek ek die vuurhoekies en die kersse, en as ek dit gekry, dan straik ek die vuurhoekie, en ek sit die kers aan, en ek sit die ligte af. 20 jaar terug sou ons daarvoor gelag het, vandag lag ons daaroor, wat is presies wat gebeur. Ek en jy, ons sit die krag aan, en dan soek ons die vuurhoekies en die kersse, want just in case. Geliefdes, ons kan nie sonder krag leef nie, en nou praat ek nie van elektrisiteit nie, want ek dink ons het al geadapt. Ek praat nie van elektriese krag nie, en ek praat ook nie eintlik van fisiese krag nie. Ons kan nie sonder die krag van die Heilige Gees in ons lewens nie. En ek en jy word uitgenooi deur hierdie gebed van Paulus om 'n kennis te hê, maar nie 'n kopkennis nie. Want
As ek jou gevra het, wat staan in Handelinge 1 vers 8, sê jy dit maklik gekwoteer het, want ons ken daai vers, maar dis kopkennis. Maar Paulus nooi ons uit, om 'n ervaringskennis te hê van die krag van God se Gees in ons. En dit was ook een van my hartseere, terwyl ek so ry Pretoria toe, sê ek, Here, ek ken hierdie goed in my kop, maar ek wil dit nie meer in my kop ken nie, ek wil dit in my hart ken, ek wil dit kan ervaar. En toe vanmôre toe Bernadette praat, toe sy nou die oproep kry, toe sy vrede in haar hart, ek moet vir jou sê, ek is totaal en al die teenoorgestelde, vra my vrou, sy sal my uitdraak, maak nou my oë toe, as my kinders my bel met sulke goeders, is ek dadelik kwaad. Ek is dadelik kwaad. Nie noodwendig kwaad vir hulle nie, ek is kwaad vir die situasie, ek is kwaad vir jou, dis my default. Ek het nie daai vrede nie. Sorry. Is iets anderste. Ek wil daai vrede kan hê, wat kom deur die Gees van God. Dis wat ek soek. Ek wil kan onderskei as ek by jou instap in die hospitaal, dat wanneer ek vir jou bid, dat die krag van God jou sal aanraak en jou sal genees, of dat dit jou tyd is om hemel toe te gaan. En ons gaan in die volgende paar weke daaroor praat, want daar's hierdie wonderlike gawes, wat die Gees ook omgee. Okay, maar ek moet nou gou maak. So ek wil hê jy moet vanmôre my hart hoor, en ek wil hê jy moet vanmôre jou hart op die altaar sit, en vanmôre sê, Gees van God, hier is ek. Hier is ek. Paulus bid. Hy sê, my gebed is, dat julle hierdie ervaring sal hê, van God se Gees in julle. Die teenwoordigheid van God. 'n Kennis met begrip. Dis die uitnodiging. Nie 'n kopkennis nie, maar kennis in die hart, 'n ervaring in jou binneste, en dis die uitnodiging, en dis waarvoor ons moet bid. Dis wat ons vir die Gees van God moet vra. Ek kan nie elke keer, wanneer daar 'n uitdaging is, op 'n sekere manier optree wat nie tot eer van die Here is nie. Hoor jy vanmôre? Kan nie elke keer wil kwaad word nie. Ek dink baie keer is daai kwaad, daai hopeloosheid, daai hulpeloosheid, jy weet. Okay. Geliefdes, so ek wil twee goed uitlig en twee vrae vra vanmôre. Die eerste ding wat belangrik is, wat ek en jy moet verstaan, en dit is nommer 1, God is die bron. En om dit te verstaan, moet ons teruggaan na Genesis hoofstuk 1 toe, en ek gaan nou nie van Genesis af deurwerk nie, maar in Genesis 1, God is die oorsprong van alles. Genesis 1 sê, en dit was woes en leeg, en die Gees van God het oor die aarde gesweef. En wat gebeur? Die chaos, ek wil hê jy moet dit hoor, die chaos verander. Die chaos verander deur die woord van God en deur die krag van sy Gees. Hoor jy dit vanmôre? Die chaos verander, want God is die bron. Hy het alles deur hom het alles tot stand gekom, en sonder die Gees kan daar niks wees nie. Daar's geen potensiaal tot lewe sonder die Gees nie. Maar weet jy wat is vir my mooi?
hierdie krag skep nie net nie. Dit bring ook lewe. Want wat het gebeur? Bome, diere, visse, voëls, you name it. Maar nie mense nie. God vat stof. Nou weet jy wat is mooi? In Genesis hoofstuk 2, ek dink vers 7. Ja, wat doen hy? Hy blaas sy asem in Adam in en hy word 'n lewende siel. So God se krag skep nie net nie. Dit bring lewe. Weet wat is so mooi? Wanneer jy Romeine 8 gaan lees, dan sê hy, en Paulus praat daarvan, of Petrus praat daarvan ook, ons gaan nou na daai skrif kyk, hy sê, en dis hier dieselfde krag, wat Jesus uit die dood uit opgewek het. So hierdie krag skep nie net nie, dit bring lewe, en dan sê Romeine 8 vers 11, en jy kan dit neerskryf, en later daarna gaan kyk, en dis hier dieselfde gees, wat Jesus uit die dood uit opgewek het, wat in jou en my, in ons sterflike liggame, kom woon. Wow. Sal ek dit dan verruil? Sal ek iets anders in die plek daarvan wil sit? 'n substituut, net om terug te kom na laasweek toe? Nee, 1000 maal nee. En daar in die Nuwe Lewende Vertaling praat Paulus in Efesiërs 1 in die begin van daai brief, in sy brief aan sê hy, wanneer hy praat oor hierdie wonderlike mag, hy sê mag, en daai woord mag is ook weer die Griekse woord dunamis. Mag, dit klink amper verkeerd. Krag julle insien. Krag julle insien. Mag julle die krag insien. Maar daai mag is die Griekse woord dunamis. So mag ons iets insien, hierdie krag. Wat moet ons insien? Hoe enorm groot die krag is wat God gebruik vir ons wat glo. Wow. Dis dieselfde magtige sterkte wat gewerk het toe God Christus uit die dood uit opgewek het, en wat laat doen het, en hom laat sit het aan die regterhand van die Vader. So, die krag van die Heilige Gees, die krag van God, skep nie net nie, dit gee lewe, maar dit vat jou ook na 'n plek van heerlikheid toe. Amen, hemelse plekke. Kan ons net vir die Here lofoffer daar gee? Want die woord sê, en jy kan dit verder gaan lees, en ek en jy sit alreeds saam met hom in hemelse plekke. So, sê dankbaar vanmôre daaroor. Wat 'n voorreg. Wat 'n voorreg. En net in hierdie vers, hierdie 2 versies, gebruik Paulus al 4 daai woorde, daai 4 dimensies van God se krag, dunamis, ichthus, energeia, kratos. Kan julle nog onthou daai woorde? Dunamis, die krag van God. Energeia, sy energie, sy sterkte, sy heerlikheid. En toe ek hieroor dink ek 'n paar dae terug, toe pak daar 'n vrees ons almal, en ons het ons almal ons asems opgehou, want ons het gedink die 3de wêreldoorlog gaan uitbreek. Daar gaan 'n kernoorlog uitbreek tussen Amerika en Iran. Moenie dink is verby nie. Ons het ons asems opgehou, want oral waar jy gelees het, het jy gelees van wat die impak, die vernietiging, die gevolge sal wees van 'n kernoorlog. Wat dit gaan doen, wat dit kan doen, wat die vermoë is, die omvang van daai krag en daai skade, die vernietiging en die dood wat dit kan bring. Maar hoor vanmôre wat sê Paulus
oor die krag van God se Gees. Hy sê daai krag maak nie dood nie, dit bring lewe. Dit sit jou in 'n plek, in 'n posisie. Dit Jesus gevat van hier af hemel toe. Wow. Amazing. Dis die krag wat jou en my ook gaan vat. Maar hy sê iets. Hy sê, ons moet iets verstaan van hoe enorm groot hierdie krag is. En dis interessante Griekse woorde. Hyperbolo megathos. Groot, soos 'n Pick n Pay, nie 'n klein spaza nie. Hypermarket, hyperbola, Pick n Pay. Megathos. Mag ons iets verstaan van hierdie grootsheid, hierdie omvang. En toe ek weer daaroor lees, toe besef ek, weet jy wat, alles in hierdie lewe het iets nodig om te bestaan. 'n Krag nodig om te bestaan behalwe God. As ek en jy nie eet nie, het ons nie die krag om te leef nie. As ek en jy in die bed bly lê, waar ons almal graag wil bly lê, dan word ons so swak dat ons nie meer sal kan loop nie. Daar's net een wat nie krag nodig het van iets anders te nie, en dis God. Want hy is die onuitputlike bron van krag. Wow. Niks in hierdie wêreld is selfonderhoudend nie, behalwe God. En nou sê Paulus, in Efesiërs 3 vers 20, hy sê, en hierdie enorme groot, kragtige God, wat niemand en niks nodig het om hom te aktiveer en hom aan die gang te hou nie, is hierdie God, wat kan doen ver bo alles, wat ek en jy kan bid of dink. En baie keer dink ek en jy, as ons net nog bietjie harder probeer, as ons net nog bietjie krag en energie kan oor hê, dan kan ons die goed in ons lewens verander. Partykeer wens ons net dat ons bietjie beter kan wees. 'n Beter man vir my vrou. Beter vrou vir my man, 'n beter ouer vir my kinders, 'n beter dit of 'n beter, as ek net uit myself uit genoeg krag kan hê, dan sal ek. Hoef ek jou vandag te oortuig dat jy dit al probeer het, om dit uit jouself uit, om jouself dit te oorkom, om dit self te oorwin, om self daarvan ontslae te raak. Dis 'n mite. En dis die goed wat ons moeg en moedeloos maak. En dis die goed wat ons laat opgee. In die week hoor ons weer van iemand wat ons geken het. Ja, daai ou die mooiste saksofoon gespeel. En ons weet nie wat die oorsaak en wat is nie. Kom op 'n plek waar dit vir jou so moeilik raak en so donker raak dat jy jou eie lewe neem. As ek net self, ek kan nie meer self nie. Maar die wonder daarvan is, ons hoef nie meer self nie. Ons hoef nie. Want daar's 'n God wat ons uitnooi en sê kom. Ek is die bron. Dit lê in my opgesluit. Ek is die krag. Dis die goeie nuus. Ons hoef nie in ons eie krag nie. Want dit wat ek nie kan in staat is om te doen nie, kan God doen. Dis hy wat ons die krag gee. Die krag gee om daai eerste tree te neem. Daardie besluit te neem, daardie gebed te bid, daai geloofstap. Ek noem net 'n paar goed. Maar Petrus kom
In sy brief en dan skryf hy hierdie mooi woorde en ek haal dit aan uit die Passion uit. Hy sê, everything we could ever need for life and godliness has already been deposited in us by His divine power. Everything we need for life and godliness has already been deposited. Dit is alreeds gedeponeer in ons. Dit is alreeds gedeponeer in ons. So through the power of these tremendous promises, sê vers 4 van 2 Petrus 1, we can experience, kyk hoe mooi is dit, partnership with the divine nature, by which you have escaped the corrupt desires that are of this world. It's already been deposited. Everything for life and godliness. Sommer 'n lewe van goddelikheid ook. So, alles wat ek nodig het is alreeds gedeponeer deur die bron. So wat moet ek eers onthou? God is die bron. Ek is nie die bron nie. Ek het al probeer. Maar ek faal. Maar daar's 'n tweede ding. Hoe hanteer ek hierdie krag? Hoe hanteer ek hierdie krag? Nou wanneer Eugene Peterson, ekskuus daar in die message parafrase skryf oor Galasiërs 5 oor die vrug van die Gees en ons gaan 'n bietjie daarby kom. Dan praat hy onder andere wanneer hy praat oor selfbeheersing, dan sê hy it's the ability to marshal and direct our energies wisely. Hoe hanteer ek hierdie krag? Jy kry mos marshals by wedlope en wedrenne. Hulle is mos daar om te kyk dat alles. Okay, so jy verstaan die woord marshal daar nie. Want dit is belangrik dat ek en jy sal besef dat wanneer die krag van God wat in ons is, in werking is, wat in ons gedeponeer is, kan ons nie, of moet ons met omsigtigheid daarmee omgaan. Want dink vir 'n oomblik daaroor. Dink aan kernkrag. As jy dit reg bestuur, kan jy dit gebruik om mense gesond te maak. Maar as jy dit verkeerd bestuur, kan jy mense doodmaak. So die krag van God se Gees in ons is nie om ons verwaand, arrogant of enigiets van dit te maak nie. Dan sê jy, ag, as ek net die krag gehad het. Maar dit is belangrik dat ek en jy weet, want waarom wil ons dit hê? Dit is 'n belangrike ding om te vra. Wil ek dit hê? Om net die ouetjie te wees. Jy weet, waar ek beweeg, gebeur die goed. Hallo? Dink bietjie, miskien moet ek net teruggaan hier na my notas toe, want andersins dink vir 'n oomblik hoe krag en energie verkeerdelik gebruik kan word. Ons het nou gepraat oor kernkrag. Maar kom ons bring 'n bietjie nader. Dink bietjie aan haat. Dis 'n krag. Dink bietjie aan woede. Dis 'n krag. Dink aan jaloesie.
Dink aan afguns. Dink aan welis. Dis 'n krag. Maar dis 'n krag wat jou kan verteer. Dis negatiewe krag. En dis die goed wat ons energie tap. So, 2 vrae. Waaraan spandeer jy jou krag en energie? Dink vir 'n oomblik daaraan. Die meeste van ons spandeer 'n klomp krag en energie om te worry. Ek worry so oor môre, hy steel vandag. So hoekom wil ek nog meer energie om te worry? Stupid voorbeeld, maar goeie voorbeeld. So, waaraan spandeer jy jou krag en jou energie? As jy dit aan haat wil spandeer, en woede, wil God jou nog toebedeel met goddelike krag. Ek dink sommer nou 'n bietjie aan Johannes en Jakobus, jy weet, Here, sal U nie net sommer 'n bietjie die donder weer daar, die weerlig daar uit die hemel uitstuur om hierdie ouens uit te sort, hè? Vat so, mannetjie. Tweede vraag. Wat steel jou krag en jou energie? Jy hoef dit nie vandag te antwoord nie. Sal jy daaroor gaan dink? Want dit help nie, ons wil net bonatuurlike krag hê om steeds voort te ploeter met die lewe waarin ons leef nie. Om net die goed te doen wat ons steeds doen nie. 2 belangrike vrae, so 2 goed. God is die bron. Maar hoe hanteer ek dit? Dis binne hierdie hantering waar ons hierdie 2 vrae vra. Want Paulus se gebed is dat ek en jy iets sal verstaan van die lengte, die breedte, die diepte, die wyte van hierdie krag en van die liefde van Christus. Efesiërs 3 vers 17, 18 en 19. Wat kan doen ver bo alles wat ons kan bid of dink. En die Passion of parafrase van hierdie is vir my so mooi. Hy sê, so never doubt God's mighty power to work in you. And to accomplish all this, He will achieve infinitely more than your greatest request, your most unbelievable dream, and exceed your wildest imagination. He will outdo them all, for His miraculous power constantly energizes you. Is dit nie mooi nie? Your wildest imaginations, your most unbelievable dreams, your greatest requests. Jy dankbaar jy dien so groot God. Jy dit klink bietjie beter as ver bo alles wat jy kan bid of dink. Ek like hierdie. Ja. Selfs wat ek kan imagine. Dis wat God is. Nou sit ons hier en dink ons, dis nice. Is dit moontlik? Ons word uitgenooi. Paulus sê, ek bid dit vir julle. So hoekom bid ons dit nie vir onsself vir 'n slag nie? Here, ek bid vir die volheid van U Gees in my. Maar ek moet myself hierdie 2 vrae afvra. Wat steel my energie? Waaraan wy ek my krag?
Want die uitnodiging is groter en ons gaan nou in die volgende paar weke daaroor praat. Die uitnodigings is groter. Want hy sê die Gees het vrug. Die Gees het gawes. Maar as ek dit wil misbruik, is dit gevaarlik. Want dan verteer dit my. Dan bring dit my op 'n plek van arrogansie. Nou sê ek, ag nee, dan wil ek liewer sit nie. Ag toe, ons moenie so wees nie. Ons wil dit hê. Maar jy weet, ons is mos so, as ons iets nie kan kry nie, ag ek wil dit in elk geval nie hê nie. Man, jy kan vir jouself lieg, maar jy kan nie vir die Here lieg nie. Fair? So geliefdes, dink weer aan daai kwava. Dis 'n samevlegging van verskillende lyne om een sterk tou te vorm. Dit bring ons saam, dit bind ons saam. En ek gaan soek toe net weer 'n bietjie my rooi toutjie. Sê vir myself self, ja, Gees van God weet dan wat hy doen. Van Rahab se rooi toutjie tot waar ons vandag is. Wait. Kwava. Bind hierdie goed saam en wag op die vervulling daarvan. En hier's 'n mooi uitnodiging. Kan ek hiermee klaarmaak? Ek en jy word uitgenooi deur hierdie vers in Efesiërs 1 vers 19 in die Passion. Hy sê, and then your lives will be an advertisement. Amper sê ek advertisement. But hy sê dit so, advertisement, advertensie of this immense power as it works through you. Oh man. Is jou lewe advertensie van God se heerlikheid en God se krag? Dink bietjie aan daai disippels. Ja, hulle was maar shaky characters daar bo in daai bovertrek. Maar toe die Gees van God oor hulle kom, toe's daar 'n onverskrokkenheid om die evangelie deur hierdie ganse wêreld te vat. En behalwe Johannes die Doper, het elkeen van hulle 'n dood gesterf van 'n martelaar. Maar niks het hulle teruggehou nie. En ek en jy is die vrug van hulle getrouheid. Geliefdes, dis nie deur krag of deur geweld nie, maar dis deur sy Gees. En hy nooi ons uit om 'n advertensie te wees van sy heerlikheid. Beteken dit ons gaan altyd alles reg doen? Nee, ons word aanhoudend gevul. Uitapa. Is jou skuld, Dries, jy het hom daarbo gelos. Nou het ek gesak, los hom, ons sal hom nou uitsort. Hoor vanmôre die uitnodiging. Ek het hier vanmôre vroeg sommer 'n potlood onder aan my notas geskryf. Dink aan jou eie lewe. Is my lewe advertensie van die krag, die teenwoordigheid van God se Gees, of is my lewe advertensie van kragteloosheid? Die Gees nooi ons uit om te wag. Wat 'n wonderlike uitnodiging dat hy ons nie los nie. Hy sê kom. Ervaar die volheid. Wil jy die volheid hê? Ek wil. As jy wil, sal jy saam met my opstaan. En daar waar jy staan vanmôre, sê Here, ek het u Gees nodig, ek het die krag van u Gees nodig. Ek verlang na die volheid en die heerlikheid van u Gees. Nie om dit te misbruik nie, maar tot eer van u naam.
om 'n advertensie te wees van u grootheid. Daar waar jy staan, sluit vir 'n oomblik jou oë en praat jy net vir 'n oomblik met die Here, terwyl hy ons uitnooi. While we are waiting. Daai woord kwa wag is nie 'n passiewe wag nie, is 'n wag met hoop, met verwagting. As jy nog kan deel 1 onthou, dan het Henry Nouwen vir ons gesê, it's to wait patiently, expectantly. Dis nie 'n ydelle wag nie. We're waiting with intent. Terwyl ons wag in u teenwoordigheid, Here, is u Gees besig om met ons te werk, te skep, te herskep, die chaos te verander in orde, die dood te verander in lewe. Dankie Heilige Gees, dat u met ons werk. En ons wil nie ongeduldig raak. Ons wil wag totdat. Bring ons in gereedheid. Vul ons. I'm waiting on you, Lord, and I am hopeful. Jesus. I'm waiting on you, Lord, though it is painful, but patiently I will wait. I will move ahead, bold and confident, taking every step in obedience while I'm waiting. I will serve you while I'm waiting. I will worship while I'm waiting. I will not faint. I'll be running the race, even when I wait. I'm waiting on you, Lord, and I am peaceful. I'm waiting on you, Lord, though it's not easy, no, but faithfully I will wait. Yes, I will wait, and I will move ahead, bold and confident, taking every step in obedience while I'm waiting. I will serve you while I'm waiting. I will worship while I'm waiting. I will not faint. I'll be running
while we wait. We will serve you while we wait. We are waiting with expectancy. While I'm waiting, Confidence. I will serve you while I'm waiting. I will worship while I'm waiting. I will not fail. I'll be running the race, even when I wait. Here, dankie dat ons sal volhard in hierdie wedloop. En Here, ons weet nou dat hierdie wag is nie in ydelheid of in passiwiteit nie. Dis eintlik 'n gereedmaak, dis eintlik 'n invleg, insit van nog 'n lyn om hierdie tou sterk te maak. En Here, dankie dat U wag vir ons. U wag vir ons om die eerste tree te gee, die eerste gebed te bid, die eerste stap in gehoorsaamheid te neem. Dalk om nee te sê vir dit wat ek vir ja gesê het. En dit wat ek vervang het, eenkant te skuif, sodat U Gees in U volheid in ons kan leef. Here, dankie vir U woord. Heilige Gees, sal U die naprediker wees van hierdie woord. Is my gebed in Jesus naam. Amen.